Receive the message of truth, Afrikaans language. As almal 'n Christen is soos hulle dink hulle is. Jesus sou julle broers noem. Hebreërs 2:11 Want hy wat heilig sowel as die wat geheilig word, is almal uiteen, daarom skaam hy hom nie om hulle broers te noem nie. Elke Christen sal deur die Heilige Gees geleer word. Jy sal die waarheid oor die Nuwe Testament weet. 1 Korintiërs 2:13 Ons spreek ook hierdie dinge, nie in woorde wat die wysheid van die mens leer nie, maar wat die Heilige Gees leer, deur geestelike dinge met geestelike te vergelyk. Job 14:26 Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Elke persoon sou die heiligmakingsproses deur die Heilige Gees en waarheid ondergaan. Job 17:19 En terwille van hulle heilig ek myself, sodat hulle ook deur die waarheid geheilig kan word. Rom 15:16 Sodat ek 'n dienaar van Jesus Christus vir die heidene kan wees, wat die evangelie van God bedien, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees. Julle sou ware aanbidders wees. Job 4:23 Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek sulkes om hom te aanbid. Heel waarskynlik sal elke Christen ly omdat dit deel is van die heiligmaking. 1 Petrus 4:16 Maar as iemand as Christen ly, laat hom nie skaam nie, maar laat hom in hierdie saak God verheerlik. Niemand moet selfsugtig of verwaand wees nie. Filippense 2:2 Vervul my vreugde deur eensgesind te wees, dieselfde liefde te hê, eensgesind te wees. Na die heiligmakingsproses word jy heilige. 1 Korintiërs 6:19 Of weet julle nie dat julle liggaam die tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie. 1 Korintiërs 3:17 As iemand die tempel van God verontreinig, sal God hom vernietig. Want die tempel van God is heilig, watter tempel is julle? Efesiërs 2:20-22 Nadat hy gebou is op die fondament van die apostels en profete, Jesus Christus self is die hoeksteen, 21 in wie die hele gebou, saamgevoeg, uitgroei tot 'n heilige tempel in die Here, 22 in wie julle ook saamgebou word tot 'n woonplek van God in die Gees. Maar almal is 'n gelowige, nie 'n Christen nie. Waarom? Die baie denominasies moet vir almal sê dat die mens dinge op sy manier doen. Niemand het die Gees van waarheid nie. Almal sien God op 'n manier en verstaan nie Jesus se manier nie. Pastore en leiers staan voor hul gemeente en noem hulself Christene en noem hul gemeente Christene. Hulle verstaan nie die Nuwe Testament nie en het geen idee waaroor die koninkryk van God gaan nie. Hulle word ryk deur vir jou valse inligting te gee. Christelike pastore en leiers sou seuns en meisies vir honderde jare lank nie seksueel skade berokken het nie, en dit vandag nog doen. Christelike pastore en leiers sou nie ryk word uit hul gemeente nie. Hulle kon nie boeke verkoop nie, want almal sou deur die Heilige Gees geleer word en die waarheid ken omdat hulle Christene is. Pastore en leiers sou vir jare lank nie godslastering teen die Heilige Gees voor hulle gemeente en televisievolgelinge gepleeg het nie. Lukas 6:39 En hy het 'n gelykenis aan hulle gespreek, kan 'n blinde lei, sal hulle nie albei in die sloot val nie. Waarom is daar soveel moord en vooroordeel in die kerk terwyl julle julleself Christene noem? Hoekom doen pastore en leiers fisiese waterdoop as hulle Christene is? Waarom noem homoseksuele mans en vroue in die kerk hulself Christene? Hoekom is daar vroulike pastore en leiers wat mans in die kerk beheer as almal 'n Christen is? Vroue is nie bedoel om gesag oor mans in die liggaam van Christus te hê nie. Die mens probeer fisies 'n Christen word, maar dit kan nie gebeur nie. Soos dit in Romeine 8:8 staan, so dan kan die wat in die vlees is, God nie behaag nie. Jy kan net geestelike Christen word. Jy het die Gees van Christus, die Gees van God en die Gees van waarheid nodig om 'n Christen te word. Matteus 28:19-20 gee jou die definisie van 'n Christen. Matteus 28:19-20 sê, Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, 20 en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en kyk, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. God maak dit duidelik dat diegene met die Gees van God en die Gees van waarheid die ware Christene is. Johannes 4:23-24 sê, Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek sulkes om hom te aanbid.
24 God is gees, en die wat hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. 1 Korintiërs 2:14 Maar die natuurlike mens ontvang nie die dinge van die gees van God nie, want hulle is dwaasheid vir hom, want hulle is geestelik te onderskei skrifte elke dag vir inspirasie jy bid voortdurend. Maar jy verstaan nie die geesdeel van jouself of verstaan die Nuwe Testament nie. Jy het 'n lang lewe gehad en het uiteindelik gesterf. Mense sê dat jy 'n goeie Christen is. Eerstens kan jy nie met jou fisiese liggaam 'n Christen word nie. Tweedens moet jy heilige wees om met God en die Here Jesus Christus te wandel. Jesus kom net vir heiliges. Jou fisiese liggaam kan nie die gees van Christus, die gees van God en die gees van waarheid, wat nodig is om 'n ware Christen en dan 'n heilige te word, ontvang nie. Johannes 3:6 Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Jy kan nie vlees en gees meng nie. Met ander woorde, jy kan nie jou fisiese liggaam met jou geesliggaam meng nie. Jy kan net geestelike Christelik wees.